waardige stygings getoon deur die aard. Imagine a system where traceability, animal health, and innovation comes together on your farm. An integrated, cost-effective, and single-solution platform for livestock producers. Introducing ID Tracks, allowing you to keep track of and organize all your livestock from birth to product in one place. Health, vaccinations, and surveillance records. Easy individual animal traceability for on-farm biosecurity. Single action transfers between farms and ownership. This cost-effective platform is available for all livestock producers, from communal and commercial farmers to stud breeders, whether you have cattle, sheep or swine, and whether you use high-technology ear tags or not. As long as you comply with the Animal Identification Act or the Animal Improvement Act, and your animals are uniquely identifiable as required by law. Keeping track has never been this easy. ID Tracks, developed by the industry for the industry, where innovation meets traceability with precision. Ja, baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 29ste wolveiling van die seisoen wat op 22 April plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark 'n noemenswaardige stygings getoon en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 5.7% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het met 6.4% versterk en het teen 'n skoonprys van R263.60 per kilogram en R269.68 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook voortgebou op hulle vorige veiling van 15 April en met 3.8% versterk. Nou, daar is altyd mense wat die eerste keer inluister, net vir inligting. Ons praat van die Australiese EMI en die EMI staan vir Eastern Market Indicator. En dis dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Net so ter inligting. Nou, die hoofrede vir die verswakking of liewer versterking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik die navolging van die positiewe Australiese mark, ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand tydens die veiling. Nou, volhoubaar gesertifiseerde wol het 58% van die merino aanbieding uitgemaak, met 72% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol, en met ook 'n gelyke verdeling tussen medium en lang lengtes. Die hoogste prys van 'n allemintige R372.37 per kilogram skoonwol of R255 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal merino wol van 15.5 mikron. Daar is in totaal 10.737 bale aangebied met 'n hoë verkoopsyfer van 97% en ook goeie premies op gesertifiseerde wol. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur BKB Pinnacle Fibers, Tianyu SA en G Modiano SA. En dan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En soos jy al weet, onderskei ons elke keer tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin by 17 mikron, nie gesertifiseer. R296.61 per kilogram. Gesertifiseer R324.26 per kilogram met 'n premie van 9.3% op gesertifiseerde wol. Dan loer ons na 19 mikron, nie gesertifiseer R267.91 per kilogram, gesertifiseer R293.15 per kilogram met 'n premie van 9.4%.
Dan kan ons kyk na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R251,18 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R275,26 per kilogram, met 'n premie van 9,6%. Dan kan ons loer na 21 mikron, nie gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R244,98 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R272,13 per kilogram, met 'n premie van 11,1%. En laastens kan ons kyk na 22 mikron, nie gesertifiseerde wol R234,40 per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R262,71 per kilogram, met 'n premie van 12,1%. Nou ja, die volgende wolveiling is dan geskeduleer en let wel weer eens nie twee veilings 2 weke agter mekaar nie, maar wel vir die 6de Mei, waar daar sowat 7030 bale aangebied sal word. Dit dan ons nuus hierdie week rakende wolsake, tot ons weer gesels, mooi loop. Goeiemiddag almal, Dou Pelser, die voorsitter van die RPO in Limpopo. En soos julle kan hoor, reën dit lekker hier so op die dak. Ons het sopas ons konferensie gehad vir 2026 en ek gaan net 'n bietjie terugvoering gee. Ons eerste spreker was Dr. Skabort Vroneman. En hy het vir ons regtig 'n bietjie kom idees gee oor die vrugbaarheid en stof, maar ook jou vrugbaarheid op die plase te verhoog van jou vroulike diere. Ek moet regtig sê, ken dit nou al, hulle is nou een van ons groot vennote van die RPO nasionaal. En daaroor moet nou die brief vir provinsies wees, maar regtig, het was insiggewend gewees en hoe ons, veral longontsteking wat 'n groot probleem word by diere, want die longe is maar nie so groot nie, hoe ons die longontsteking by diere kan aanspreek. Ek was nogal regtig verras en ek het baie dinge geleer, en dan sal hulle middels toepas, maar ook dan jou vrugbaarheid van jou vroulike diere, van jou 1 jaar verse af, totdat die 2 jaar wanneer jy by die bil sit, en dan natuurlik jou koeie wat jy dan nou teel, al die enstof wat ons daarmee moet gebruik om jou vrugbaarheid van jou diere beter te kry. Fruk van Rooyen, ons nasionale voorsitter van die RPO nasionaal, Fruk, self 'n beesboer uit die Oos-Kaap, hy het vir ons regtig kom verduidelik hoe werk die RNPC, die Red Meat Primary Cluster, waarvan die RPO een van die bene is, die ander een is NERCO, die ander een is die Abattoir Vereniging en die laaste een is die Voerkraal Vereniging. Dit is die RNPC en hoe die RMIS, die Red Meat Industry Services, die diensverskaffer van die vuur in die waardeketting is. Want die vuur is die ketting en die RMIS is die ene wat die diens verskaf vir die vuurbedrywe, vir die 3 pilare wat die bedryf is. Hy het ook verduidelik hoe befondsing werk. Ek glo regtig ons in Limpopo moet kyk na 'n nuwe befondsingsstruktuur, hoe ons meer lede kan kry, maar ook ons befondsing van ons struktuur, die RPO kan verbeter. Dit gaan beroepskeer met ons, want ons het min lede wat hulle vrywillige beheffing gee, en ons kan dit verbeter as daarna 'n nuwe struktuur gekyk word. Na hom was dit Dr. Pieter Evans. Nou, almal ken vir Dr. Pieter Evans, hy was al die jare by SAPO, veearts vir baie jare, maar toe het hy by die SAPO het hy biosekuriteit van die varkbedryf gehanteer en hy is in 2025 verkies as die RMIS hoofveeartseny adviseer en hy doen dit met baie goeie werk, maar hy is ook toe nou later verkies op die Engels, die MTT, die Ministerial Task Team, en hy het vir ons terugvoering gegee wat op die oomblik die grootste besluite van die RMIS of van die minister is met back and claw, hoe back and claw beheer word, die Section 10, Section 9, en die invoer van vaksines uit Argentinië sowel as van Turkye. Hy het vir ons regtig op hoogte gebring van dit. En dan laaste het ons vir die veeartseny van Limpopo gevra, Dr. Mashao kon nie weet wat ons JOC voorsitter is nie, en Dr. Mabunda nog minder, hy is te besig, maar
Gerard Koetser het vir ons kon terugvoering gee wat die situasie van back and claw in die provinsie is op die oomblik, hoeveel diere geënt is, waar die probleemgevalle is, waar die vaksines aangewend word, wat ons het 155.000 beeste van die 10de Desember al gevakcineer in ons provinsie, wat ek baie trots op is. Regtig ons veeartseny van Limpopo werk verskriklik goed in al 5 die distrikte, en hier word 'n klomp diere gevakcineer. Ons het bevoorreg dat ons van die naweek af weer 150.000 enstof gebeloof is en geallokeer is, en dit gaan dit môre optel. Ons het, soos ek sê, 155.000 is gevakcineer alreeds, en nou kan ons regtig wegtrek en begin ernstig spuit. Nie dat dit is nie, ons spuit al baie goed, maar nou kan ons nog meer spuit. So in overview of in oorsig na die dag, ons sou graag wil gehad het, jy moes meer boere hier gewees het, lede van die RPO van Limpopo, maar die reën van die laaste paar dae het nou nie baie goed saamgespeel vir sekere mense op die grondpaaie nie. Die hoë dieselpryse natuurlik nog meer, en back and claw, maar dit was die plek waar jy kan antwoorde gekry het van die regte mense oor back and claw in ons provinsie, nasionaal, en die pad vorentoe, en ons is dankbaar vir al die borge. Ons het ons staatmaker borge wat al jare vir ons bydra en bystaan hierso, en dit is wonderlik, en ons het hulle bedank. Ons het regtig, daar's 'n middagete nou, en ons hoop die mense geniet dit, maar ons hoop almal ry veilig terug, en gaan doen wat ons geroepe is om te doen. Ons is beesboere, beesboere, lewende haweboere, en ons moet na ons diere kyk. Die Here seën ons hierdie jaar met besonderse goeie reëns, en ons is net dankbaar dat dit so goed in hierdie winter kan ingaan, en ons hoop regtig ons kan goeie hand op hierdie back and claw uitbraak in ons land, maar wel in ons provinsie kry, en dat ons samewerking van alle boere kan kry, en word deel van die RPO. Mense, dit kos niks regtig behalwe jou vrywillige bydrae nie. Jou ander aftrekke kom wanneer die diere geslag word. Word deel van die RPO, want dit is die rooivleis organisasie wat namens die rooivleisbedryf vir die mense praat, en is 'n verskriklike groot industrie. Ons is al 150 biljoen rand sterk, die rooivleisindustrie in Suid-Afrika, en ons moet trots daarop wees, maar ons moet hande vat en saamwerk. So ek hoop dit was vir almal 'n redelike goeie dag, en baie dankie. Mooi dag. Ja, eigenlijk het ons nog redelike baie virussirkulasie in Limpopo, so hy is beslis nog nie onder beheer nie. Ons kry nog op daaglikse basis nuwe gevalle wat aangemeld word, maar die inentings gaan goed. Ons het nou van Desember af so oor die 150.000 diere geënt, en ook die enstof verskaffing in die provinsie word beter, so ons behoort nie enstof uit te hardloop daarom met die huidige inentingsprogramme nie. Eigenlijk, daar's verskriklik baie wild wat geskei word in die provinsie, veral nou met die jagseisoen, wat bietjie vir ons dan bekommernis is, maar die oordraging van back and claw seer van wild na diere, en wild is ook nie, hy bly nie 'n draer van die virus nie. So ek dink dit is 'n baie laer risiko as onwettige bewegings van beeste, skape en bokke in die provinsie as wat wild inhou. Alhoewel hy kan wel 'n rol speel in die oordraging, maar daar moet nog seker redelik navorsing daaroor ook gedoen word. Ek dink die grootste probleem vir ons in die provinsie is as die siekte oorspil na die buffels toe, want hulle bly permanente draers van die siekte, wat dan na uitbreek weer infeksie in die provinsie kan veroorsaak. Eerste ding is, die produsente moet asseblief nie voertuie op die pad self stop nie. Dit is nie net teen die wet nie, maar dit kan ook baie gevaarlik vir hulle wees, want hulle weet nie wat se situasie hulle kan bevind nie. So ek dink, probeer maar in jou onmiddellike omgewing, deur verseker te maak jou diere volg maatreëls, mense in jou landbou boeregroepe, jou veestudiegroepe en so, en dan ook as jy vermoed dat daar onwettige bewegings plaasvind, maak 'n saak by die polisie, gaan meld dit aan. Die polisie in Limpopo het reeds 'n nota uitgereik na al hulle lede toe om beweging van diere, veral spuithoë diere dop te hou, en dan in kontak te tree met veeartsenydiens indien daar onwettige bewegings plaasvind.
Wel, ek sal sê dis baie belangrik dat alle verdagte gevalle van back and claw aangemeld moet word. Indien ons as veeartsenydiens nie weet waar die siekte eigenlijk is nie, kan ons nie die nodige stappe doen om die bekamping van die verspreiding daarvan te voorkom nie. Soos ek reeds genoem het, ons enstofvoorrade neem maandeliks of weekliks toe. So ons planne is ons en die diere so ver as moontlik rondom die besmette areas en ook aan die grense van buffelplase, en dan het ons ook prioriteitskuddes soos byvoorbeeld melkerye, varkplase en veestrale. So ek het vandag gesels oor die enting van teeldiere met 'n spesifieke fokus op twee baie belangrike siektes, IBR en BVD. Daai siektes is baie belangrik want dit het nie net 'n respiratoriese impak nie, maar in 'n teelkudde kan dit ook 'n reproduksie invloed hê. En dan kan dit mens baie geld uit die sak kos. Dis twee siektes wat mens met biosekuriteit en veral met enting baie suksesvol kan aanspreek. So ja, dis waar my praatjie om gesentreer het en ook spesifiek oor die entingsgedeelte en hoe entstowwe werk en waar posisioneer mens dit. So dit is 'n interessante een gewees. Kom ons som dit net vinnig op deur te sê, vir IBR en BVD in 'n kudde is dit belangrik om jou koeie te ent om te voorhoed dat mens aborsies en permanent besmette kalvers kry. Daar's baie meer aan dit as dit, maar dit is wat dit nogal uniek maak. Jy ent die koei om die fetus te beskerm. Ja, so beide is virusse en die maklikste is om maar te sê neus tot neus kontak word dit oorgedra, ja. So om net so uit die feesheid te sê, as ons na die respiratoriese kant kyk, die siektekant, so IBR se algemene naam is red nose, so dit is 'n herpesvirus, so dit maak sere op die neus, dit kan self sere in die bek en tong maak en in die hele lugpyp, so dis 'n virus wat die boonste lugweg van die bees besmet en soos enige herpesvirus veroorsaak dit basies dat daai oppervlakte weggevreet word en jy sien nie die seerwonde. BVD is 'n interessante ene. Dikwels sien mens nie die oorspronklike naam beesvirus diarree verwys na diarree, maar baie keer sien ons nie diarree nie, ons sien siektes soos longontsteking, kopuitsteek. So BVD kan ons sê sy mees prominente eienskap is dat hy geweldig immuunonderdrukkend is. So omdat hy immuunonderdrukkend is, dan steek ander siektes soos longontsteking gewoonlik hulle kop uit.
Nice bucky. It's not a bucky. It's a Hilux. It's not a bucky. It's the new Hilux Legend 55.